Goeiemôre aan elkeen. Ja, dis lekker man, is lekker om weer by julle te wees. Weereens om die woord van die Here oop te breek en saam die Here se bevryding te belewe. Onthou, die woord van God het die mag om jou gees, jou siel en jou liggaam te herstel. Gees te red, siel te red, liggaam te genees. Halleluja. So net deur die woord besig mee te wees elke dag, kan ek en jy reeds vry word. Iemand het een keer gesê, the worst thing than to have an enemy is to have an enemy and you don't know about the enemy. The worst thing to have than having an enemy is to have an enemy and you don't know about it. Maar ek gaan hom teruggooi na iets anders toe. The worst thing to be an open target is to have an authority and you don't know about it. The worst thing to be an open target for the enemy is to have authority and you don't know about it and how to use it. Amen. So dit is die plan glo ek van die Here om vir ons toe te rus in hierdie tyd. Ons almal toe te rus sodat ons 'n tyd saam met hom kan wees en dat hy vir ons kan leer hoe werk dit. Amen. En ek glo hierdie prentjie is 'n baie goeie prentjie. Ek net dankie sê vir my dogter, Marika. Dis presies waar dit gaan. Ons is nie meer varke nie. Ek is baie keer 'n vark in die verhaal. Maar ons is nie meer varke nie. Varke speel in die modder. Ons is skapies, want ons het 'n herder. Varke doen net wat hulle wil. Amen. So die vraag is, as ons skape is, hoekom tree ons op soos varke? Dis waaroor hierdie ding gaan. Dis einde Augustus, die blare val af. September kom. Vader wil hê dat ons in die gees in September sal ingaan. Amen. Dat ons by 'n plek sal kom dat hierdie stubborn handy merke uit ons lewe uit sal gaan, dat Nico minder as 'n vark in die verhaal sal wees. En ook nie meer deel van die groot 5 in die wildtuin nie, die buffel. Dat hy ook sal gaan. Amen. So as ek hier preek, praat ek met myself ook. Want ek gaan dit vanaand hoor. Ek gaan dit vanaand hoor. Kom ons bid saam. Vader, ek eer U vir hierdie geleentheid. Ek eer U vir hierdie wonderlike tyd saam met U. Here, waar U is en die mense is en waar U woord is die beste plek om te wees. Dawid het gesê, hy spandeer liewer sy tyd in die huis van die Here as met wêreldse goeders besig te wees. Here, dis tog waar dit gaan. Ons dink die wêreldse goed prikkel ons maar ons kom agter, dit is so tydelik. Dit is so vals, dit is so plastiek. En op die einde, as dit moeilik gaan met ons, dan keer ons maar weer terug na U woord toe. En dit is baie keer vir ons dan moeilik om terug te kom, want ons is so lanklaas by U woord en by U dinge, en dan sit ek gesukkel. Here, U wil is en ek besef dit vanmôre, dit is beter om by U te wees. En van daaruit te lewe. Vanuit daai oorwinning te lewe in Jesus se naam. Amen. Ek kyk of hierdie ouetjie werk vandag, andersins gaan ons hom maar weer met die hand hanteer. Goed, ons gaan met die hand. Daar's hy. Net vir ons daai inhoudsopgawe gee. Wat ons gaan doen is, vandag gaan oor inleiding. So, julle gaan 'n preek / teaching kry vanoggend, want hierdie is baie belangrik. So, wat ek graag wil hê is dat julle notes sal vat, julle gaan die preek weer kan luister. So, as julle notes kan vat, mental notes, sal baie goed wees. En die volgende keer gaan ons bietjie praat oor hoe om die vyand te identifiseer. Hoe kom hy in? Wat sy karakter eienskappe? En dan die laaste keer gaan ons hanteer hoe om vry te raak. Wat is die voorwaardes vir vrymaak? Wat is die blokkades vir vrymaak? En hoe behou jy jou vrymaking? Goed. So kom met 'n ontvanklike hart. Dis hoe dit werk. Moenie inkom met 'n stywe nek en sê ek is okay nie. Onthou die dag toe jy wedergebore is jou gees uitgesorteer.
maar daar's nog brandmerke van die een wat uitgehardloop het. En hy het nog so hou vas hier daar. En dis presies wat die vyand doen. As wedergebore kind van God is ek en jy nie besete nie. Ons is besete met die Heilige Gees. Amen. Maar in ons sielsdimensie. Hoekom sê die woord? Daar's brandpyle wat kom. Ons het 'n geloofskuld nodig. As ons nie probleme gehad het, hoekom het ons 'n skuld nodig? So hy kom in jou sielsdimensie in en jy beland in doringbosse. Na besonde belydenisse, na allerlei goede is daar nog steeds iets wat jou breek. En dit is waaroor dit gaan. So ons wil nie sielkundige se werk oorvat nie, maar ek ken die grootste sielkundige. En hy is die Here Jesus Christus. So volgens 2 Korintiërs 5 vers 18 en 20 is ek en jy in 'n versoeningsbediening, 'n rekonsiliasiebediening. Die oomblik toe jy jou hart vir die Here gegee het. En ek weet baie keer dit gebeur hier by ons, jy neem die Here aan, maar wat jy nie weet nie, jy neem daai bediening aan. Jy is 'n versoener. So jy het dit verniet gekry, freely you received, freely you must give. So die dag toe ek en jy die Here aangeneem het en wedergebore is ons in die bediening van reconciliation. We have to bring people from the darkness to the light through God, through the Holy Spirit. Jy het dit verniet gekry, dit sluit redding in en dit sluit bevryding in. Dis nie net vir die groot geestelike Derek Prinse daar buitekant nie. Amen. Ons gaan nou voorbeelde lees. Kom ons kyk na vers Markus 16 vers 15. Dit sê, and these signs will accompany those who believe. Wie van julle believe hierso? In Jesus Christ, He's the Savior, the Lord. Hy sê daar, in my name they will drive out demons. Speaking in tongues, kan julle môre aand hoor by ons gaan dit oor 3 maande aan doen. So vandag gaan dit oor rondom, ek en jy het die authority om dit wat ons vashou en ander mense vashou, te verlig. Because the one in us is stronger than the one in the world. Die victor in ons is sterker as die een daar buitekant. Goed, amen. So volgens die Here het ek en jy hierdie wonderlike ability om mense te versoen met die bediening wat jy ontvang het. En die grootste bevryding is natuurlik die bevryding van duisternis na lig toe. Dis die grootste bevryding. Maar nou leef ons. Maandag kom, soos ek altyd sê, né? Hoekom tree ons op soos ons optree? So geen pap baba daar buitekant, pasgebore, het 'n ability of het 'n verwagting om mense in homself seer te maak nie. Geen pap baba wat gebore is nie. Nou wat het intussen gebeur met 'n ou wat nou 'n serial killer geword het? Hy was ook 'n pap baba in liefdevolle mamma se armpies. Eerens het dinge verkeerd gegaan. Die sondige vlees is daar, wat rebelleer teen God se oorspronklike ontwerp, dit is daar, maar dankie Vader vir wedergeboorte en heiligmaking en God se woord, kan ons meeste van die vlees kruisig en klaarmaak. Maar nou sit daar nog 'n paar goedjies. Nou gebeur daar nog 'n paar goedjies. En dis wat hierdie 3 Sondae vir ons gaan leer. En die Here ons gaan leer. Amen. Goed. So wat skort? Wat is fout? 'n hele paar jaar terug het ek 'n lesings aangebied rondom die eindtye. Nou die studie rondom die geestelike riem, want onthou ons vra vir mekaar nou so, wat is fout met ons? Ons het nou die vlees gekruisig nou. Wat is fout? Nou daar's iets in die geestelike riem wat ons moet verstaan. En daar's nie net spesifieke boeke in die Bybel wat sê lees Timoteus en jy gaan alles verstaan nie. Dit is ingeweef reg deur die Bybel. En die beste plek, as ek mense beraad, dan begin ek by Genesis. Okay. Ja, ons eindig dan by maps later, okay? So die ou verander onmiddellik, want hy weet hy gaan 'n lang sit hê. So, kom ons begin by Genesis 1 vers 1. Genesis 1 vers 1 in die Engelse vertaling sê in die Amplified, hy sê, in the beginning, God prepared, formed, fashioned, created the heavens. Nie so die Afrikaanse vertaling wat sê hemel nie, heavens, dit het my geprikkel. Hoekom? Hemele. Hy het dan net die hemel gemaak, die sterretjies en alles, nee? Hy het die heavens gemaak. En kyk die volgende een, toe lees ek dit raak, toe sê ek, hier's iets. Soos dis wat die Bybelstudie moet doen met jou. Dit met jou, okay.
En jy moet blaai. Jou bladsy moet geskeer wees, want jy, okay? I know a man in Christ who 14 years ago, dis nou Paulus wat praat, maar hy moet self wel trots maak, hy praat van homself, maar in die tweede, derde persoon, okay? Whether in the body or out of the body, I do not know, God knows, was caught up in the third heaven. Sulke goedjies sê vir my, hier's ietsie, as daar 'n derde hemel is, daar een en 'n twee hemel. Die moslems glo in 'n sewende een, ek wil nie soontoe gaan nie. Ek wil stop daar waar Paulus gestop het in die paradys. Verder dink ek dis nie waar ek wil wees nie. Ek lees nie die Koran nie. Ek lees die Bybel. Is julle met my? So hierdie goed, maak jou opgewonde en sê vir jou, there's something else. Adel, ek is nie die vark in die verhaal nie, is iets anderste. Okay, is iets anderste. Okay, blame shifting. En dan lees mens nog verder. Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 12, dan sê hy, for our struggle is not against flesh and blood. Moenie die baas uit dinges nie, daar's iemand agter hom. Bestraf dit, nie vir hom nie. As jy wil skinder by die Here, maar nou na hierdie 3 weke, gaan jy weet wat om te doen. Want die baas is nog steeds dieselfde, né? Okay, so ons gaan jou leer om te bid. Okay, goed. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers. Iets sê vir my, hier's 'n rangorde of the dark world and against the spiritual forces of evil in, hoor is weer heavenly. Ek hoor net heaven. In heavenly realms. So, die Bybel lieg blykbaar nie, want Genesis praat hy van en dan praat hy Paulus van third, wat meer as eens is, en hier kom ons nou by heavenly realms. So iets sê vir my, hier's iets, ek is nie die vark alleen nie. So hierdie is 'n dalende hiërargie wat ons hiervan lees. Ons gaan nou die 2 koninkryke bietjie bekyk. Ek gaan begin by die koninkryk van lig eerste, en dan gaan ek by die koninkryk van die duisternis eindig. Hoe sy hiërargie werk. Die Here het tot self gesê, Jesus, dat as julle sê ek jaag duiwels uit in die mag van Beelzebul, the prince of flies, hy's nie daardie vers nog nie. Dan net teruggooi. Dan is as hy dit doen, Satan, dan beteken dit dat die Satan se koninkryk verdeeld is. So hy self het besef dat die koninkryk van die duisternis georganiseerd ook is. So, die vraag is nou, wat gebeur nou eintlik in die onsigbare? Wat is daar aan die gang? Wat is daar buitekant die gang wat my persoonlik en my omgewing beïnvloed? Goed, hier gaan ons. Hy kan vir ons gooi daar. So met ander woorde, die Bybelse koninkryk van die lig word verdeel in 9 vernaamste range en dit word gegroepeer in 3 vlakke of sfere. Goed, hier gaan ons. Dis nou die koninkryk van die lig. Die eerste sfeer is daar waar God is op sy troon. Julle kan maar aangaan. Dis daar waar God is, waar die serafs, die gerubs en die trone is. Games of Thrones. Jy sien, die wêreld daar buitekant gebruik al hierdie goed van Openbaring in die geestelike realm en hulle maak hierdie monster movies en hulle dink hulle is baie kreatief. Hierdie goed is lankal daar. Hulle draai alles. Hulle draai die seksuele ook in 'n gaga ding in. Dit wat die Here goed bedoel het. Goed. So, hier is ek en jou se mensies wat vir ons staan. Hierdie is die engele en God se plan vir ons. Jy kry die serafs. Hulle is 6 vlerke, hulle roep aanhoudend heilig, heilig en hulle verteenwoordig God se liefde. Dan kry jy die gerubs, bewakers van die paradys, soos ons gehoor het, en God se troon. Hulle verteenwoordig God se wysheid en sy alomteenwoordigheid. Hulle het verskriklike klomp oë. En dan kry jy die thrones, die trone. Hulle is letterlik die barriers of God's throne en hulle verteenwoordig judgment, geregtigheid en oordeel en orde ook. Dit is in die troon in die hemel. Dis waar hulle is. Hulle is die hoogste range. Dan kry ons die volgende sfeer. Die tweede sfeer. Dit is die engele wat tussen die troon en die hemel en die tweede hemel beweeg. Hulle is die heerskappye en julle kan gaan lees in Kolossense 1:16. Wonderlik wat die Here daar sê. Jesus sê,
Daar is vir my trone, heerskapye, magte, powers en owerhede gemaak. Ek het dit geskape vir my. So die heerskapye reguleer pligte van die laer engele en sien toe dat God se wil in die kosmos uitgevoer word. En dan die magte sien uit na die beweging van hemelliggame, hulle bring tekens en wonders, krag na die fisiese wêreld, goeie goed. En dan owerhede en powers, stryders teen die bose geeste, duistere magte, bewaak die grense tussen hemel en aarde. Nou beweeg ons na die derde sfeer toe. Jy gaan nou vir my op die einde sê, Nico, jy moet stadiger gaan het, want ek wil die goed afskryf. Hierdie goed gaan weer wees op YouTube, julle kan gaan luister daarna. Hoekom ek dit so sê is, jy moet net vandag hier uitstap en weet, ons het 'n God wat sorg vir ons. En sy magte en engele is in ons vir ons. Amen. So, om elke detail te gaan onthou, gaan nie werk vandag nie. Ek wil net ter inligting dit vir julle sê. Amen. En die van julle wat regtig dit wil hê, kan ons vir julle dit stuur. Daar sê. En dan kry ons die derde sfeer. Ek wil net vir my free trial uitgooi hierso. Hierdie engele is direk betrokke by die mensdom en die uitvoering van God se opdragte. Soos ek en jy bid, beweeg die boodskappe op en die boodskappe kom terug. Gaan kyk maar na Daniël 10, hoe dit werk. Goed, so jy gaan nou verstaan hoe werk jou gebede ook. So die regerings en vorseldomme beskerm en lei groot groep mense, lande en stede. Dit beïnvloed aardse leiers om regverdig te regeer. Mense hoor nou baie mooi. As ek en jy bid vir hierdie omgewing en hierdie streek. As ons nie bid nie, sê Psalms 103, dat ons gee die engele deur die woord van God kans om goeie dinge op aarde te kom doen. Maar wat doen ons by die braaivleisvuur? So die goeie engele staan buitekant en die ouens wat die hardste werk doen is die engele van die duisternis. Nou vra jy vir my, maar hoekom dit en dat? Het ons regtig mag oor goeders? Die woord sê so, dat die God se woord, die uitspraak, Vader het Jesus gestuur, Jesus het op en hy het gesê, you've got the authority down. Rule. That's what I told the first Adam, the second Adam and his followers must do. Okay, so, dit help nie ons wag vir iets om te gebeur nie. Ons kan die sterk man in hierdie streek bind in die naam van Jesus. Dit help nie ons vra vir die Here, gaan met ons door. Nee, ons moet bepaal deur die Gees, wie is die strong man? Korrupsie, rejection, poverty. En ons bind die strong man, en dan as die strong man gebind is deur die Vader, dan kan die goeie engele kom en die boodskappe en die werk volvoer. En deur ons hande, deur liefde, deur woord, kan dit bekragtig word deur signs and wonders, en dit is 'n magneet wat die wêreld verander. Want nou het jy meer manne aan die engel van die lig se kant om saam te staan. Amen. So, wag ons vir verandering of gaan ons dit begin spreek en praat en stop met die negatiewe spraak? Goed, kom ons gaan aan. En dan kry ons aardse engele, Michael en Gabriel en so aan. They are warring angels, which is Michael, and the messenger angel, which is Gabriel, and their angels that brings the message of God and warring with the enemy. En dan kry ons die gewone Handelinge of Hebreërs 1 vers 14 wat sê, en is die engele op aarde nie dienende geeste nie. So ek en jy het self, saam met die Here, dienende engele wat ons help. As ek bid vir reisende genade, dan sê ek, Here, dankie dat u woord sê in Psalm 91, dat u engele vaardigheid gaan gee rondom wat? Bloemfontein toe ry, wat ek jou altyd vertel. En mense, ek het vrede daarna. Okay, rustigheid daarna. En dit is hoe dit werk. Ek glo letterlik, baie belangrik, onderskeid, ons glo in Jesus Christus en ons eer die Here vir engele, maar ek kan bid hulle nie. So hierdie is net 'n bekendmaking van die ding. Ek het julle al vertel in die weermag, kry mens kom-ops en inligting. Kom-ops kry die inligting van die vyand, inligting gebruik het en hulle gee dit deur in die magte sodat hulle weet waar is die vyand, watse wapens het hulle, hoe kan ons hulle verslaan? So hierdie is kom-ops vergadering. Because we in the army, this is not an audience. Hierdie stoele is te sag.
Is te sag. Sit af van aircons. Nou. Wie van julle sê, sweef soos 'n arend, want hy dit. En julle weet wat doen hy klein arend met daai ma. Waar met die arend? Sit 'n bietjie doringkies in daai nesie. Ons moet uit. En weet jy, sy gooi 'n partytjie so uit die nes uit ook. Okay. Goed, kom ons gaan aan. Kom ons gaan 'n bietjie na die ander kant toe. Satan, die opperbevelvoerder. Lucifer was sy naam. Engel van die ligdraer. Dit was sy naam. Hy was 'n gerub gewees. He was worshipping angel and he rebelled against God. He wants his own way and he was kicked out of heaven with a third of the angels. So his domain is the second heaven. That's where he is. Het hy toegang tot die eerste hemele? Limited toegang tot die troonkamer. God word nie besoedel deur 'n fallen angel nie. Gaan lees Job. Okay. Die hemelseuns was daar en toe sê die Here, maar wat staan jy nou hierso? Toe begin hy beskuldiging. Wie is die aanklaer from the brethren? Morena sê te, Satan nie. As ek reg gesê daai Bybel, Satan nie. Trap die devil, ons gaan Kanaan toe. Is Gerry hierso? Hy sê ek kan nie sing nie, maar ek het daar nogal 'n mooi stem gehoor, hoor. Trap die devil. Hy is daar om God teë te staan. En wat het hy saam met hom? Gevalle engele. Die eerste een is die owerhede, die sataniese prinse. Hoogste rang, nasionale beleid, wetgewing, hele lande en kontinente te manipuleer. Hoe manipuleer hulle mense? Hulle gaan in leiers se koppe in. En hulle sterk man is so sterk dat die goeie nuus nie kan inkom nie. Dit kan net slegte nuus wees. En meeste van hierdie lande waar oorlog lekker is ongelowiges. Hulle aanbid die verkeerde God. En dis net makliker om in te gaan en hulle te besoedel nog verder. So die vyand werk in bendes. Hy werk nie alleen nie. As die gees van dwaalleer in is, of die gees van vals godsdienst in is, dan bring hy die ander boetie saam. So it's an open channel, legal access. So gaan kyk na jou mees veglustigste countries, iets ongelowige leiers. Verstaan julle nou? Okay. Strategie, hulle infiltreer regerings en beïnvloed wêreldleiers. Hulle saai korrupsie, oorlog, rassehaat, goddelose wette, grootskaalse mense kollektief weg van God te draai. Dis hoekom dit so moeilik is om in die 1040 venster te gaan sendingwerk doen. Jy gaan nie daarin sonder gebed nie, sonder geld, maar nie sonder gebed nie. Daar bid jy dat die Here die manne in drome sal ontmoet. Dis hoe erg dit is. Goed. Die tweede is die magte, demoniese autoriteite. 2 Korintiërs 10 praat daarvan. Hulle beheer en kry plaaslike gemeenskappe, stede, kultuursektore. Julle hoor, ons kom nou af ondertoe. Hulle rig geestelike vestings in spesifieke area. Hulle teikens, soos al die vyandse is emosies en die verstand. Emosies en die verstand. Mense, dis baie eenvoudig. Ek gaan vir julle 'n simpel voorbeeld gee. Hoekom bly 'n boemie 'n boemie? 'n Vuil boemelaar, vuil kleertjies. Hoekom bly hy 'n boemie? Ek en jy wil niks met hom uit te waai nie. Want hy's vuil en so aan. So wat gebeur? Niemand bid vir daai ou nie. Tensy daar 'n passievolle mense is wat God se Jesus se passie het en nader kom en hom toetrek. Maar meeste emosionele goeters is ons verwerp daai persoon. En daai persoon raak net al meer verwerp. Dit word oor hom uitgespreek. Hy het nie 'n kans nie. So dis hoe die vyand werk. Hy veg. He's unfair. His fights are unfair. Hy wag nie tot jy 20 is en eers 'n belydenis van geloof afgelê het nie. Hy tackle meeste tussen 0 en 8 jaar. Okay. Dis hoe dit werk. Hy staan nie terug as daar 'n plaasmoord was en sê, "Hi, shame, kom ons los die familie uit nie." Nee. Hy werk vuil. Goed, dis hoe hy werk. Hy's die grootste legal expert. Hy ken die woord, skrif, woord, letter, maar wat doen hy? Hy gebruik die woord en die wette om te weet hy het legal dit. Dis hoekom hy jou aankla. Hy kom by die aankla en sê, "Here, maar dit en dit." En dan elke keer kom wat? Jesus sê, "Ek het reeds vir daai sonde gesterf." 3. Wêreldheersers van die duisternis.
om morele kompas van die samelewing te verdraai en meeste mense geestelik te verblind. Mense, dis hoekom dit so belangrik is, as jy ongeredde broer en suster het, moenie sê gaan met hom nie. Asseblief. Help nie. Bid effektief en sê, Here, ek bind die vyand wat daai ou se oë verblind. Nou, in die naam van Jesus. Vader, dankie dat ek nou as familielid nie miskien kans het om in te kom nie, want ek is te na, maar Here, maar dankie dat jy mense stuur in daai ou se lewe. Vader, ek staan nou tussen Piet en U. Piet weet nie hy is op pad nie. Dis soos ek altyd sê, as jy by 'n huis is en die girl sê vir jou, wil nog iets hê, dan sê ek nee, dan sê sy, jy weet nie jy wil nog huistuitjie hê nie. So Piet weet nie dat hy vir Jesus wil hê nie. So jy staan klaar en sê Piet, sorry, maar jy wil vir Jesus sê, ek is maar jy weet nie van nie. Vader, ek staan in my geregverdige 100% hart en die bloed van Jesus skei U rof en op Piet nou, want ek staan nou in. Dis wat tussen staan. So ek staan in, Vader, dankie vir die blindheid. Ons bind die blindheid van die bose. Nou Here, nou release ons U vryheid in Piet. Die gees van vryheid en die gees van revelation om te verstaan. Dis wat die mense in Pretoria vir Nico gebid het. Terwyl ek Brannas en almal Gannas besig was. Ek het ook Brannas nodig, maar hulle sê Jesus nodig. Hulle sê nee. Okay, dis hoe dit werk. Okay, kom ons gaan aan. Dan die minions van die vyand, die bose geeste. Dis die slawe van Satan, die minions wat hy gebruik om sy werk te doen. Die meeste van hulle is aardgebonde, liggaamlose celestials. Hulle het nie liggame nie, hulle soek plekke om te gaan. Hulle gaan deur waterse plekke en hulle soek 'n liggaam. Veral ongelowiges of 'n dier om in te gaan en te beset. Goed. So wat hulle doen is, hulle het die drang om jou te beïnvloed, maar dit kom deur opdragte van bo want hulle weet waantoe is hulle op pad, hulle wil nog meer mense saamvat. So ek gaan nie vooruit gaan nie, dit gaan volgende keer, gaan ons bietjie oor praat. Ek het amper soek gegaan, maar ek het besluit, nee, kom ons gaan hierdie kant toe. So hulle strategie is, hulle lood direkte persoonlike aanvalle deur leuns, versoekings, twyfel, verdeeldheid. Julle hoor waar werk hy? Ek en jy het die sterkste kreatiewe mond. Die woord sê, soos pastoor Dawie altyd sê, daar's lewe en krag in jou tong. Jy sal die vrug dra. That's it. So, wat wil hy hê? Jy moet praat teen jouself. En jou tannie skoonma, dorp pastoor, tannie Kosie, heeltyd. En hy gee vir jou 'n HD fliek om rede te gee om te skinder. HD, die beste pixels. Jy reken ook sommer. Wat jy kan aanhits om net sleg te praat oor jouself en so aan. Okay, so dis hoe hy werk. So hierdie is 'n kom-ops-vergadering. Is julle happy ons in die army? Okay, ons het nou varkpanne hierso as julle uitstap. En rat packs. So ons is in die army. Kobus, julle daar rat packs gehad daar in Engeland? Maar sê nou sagte goedjies, julle Engeland, weet hulle kan nie rugby speel nie, boet. Hy was in die army daar in Engeland gewees, 'n Royal Army, maar dis nie ons army gewees nie. Dis ons army. Goed, in Grieks is daar verskil tussen demon possessed en demon oppressed. Die verkeerde vertaling is demon possessed, dit is verkeerd. Jou ESV vertaal hom reg, is eintlik demon oppressed. So, ek en jy kan vasgevang word deur die vyand se hou vas. Hy vorm 'n vesting, 'n letterlike vesting. Ons het nou gesê, Jesus Vader is ons vesting. Dis die goeie vesting, Psalm praat daarvan. Maar Korintiërs praat van 'n ander vesting. Dis die gaga enetjie. Dis 'n vesting, 'n fortress wat hy bou om 'n sekere ding. Jy is nie goed genoeg nie. En jy glo dit en om daai ek is nie goed genoeg nie, begin hy 'n fortjie bou om daai gedagte. En dit beheer jou liggaam sonder dat hy enigiets verder doen. You distract yourself. That's why the Bible says in Corinthians that jy moet elke gedagte, every thought, take it captive. Take Morena Jesu Christi's voice and you put them together. It's not the same.
He loves me, yes I know. Because the Bible tells me so. Was regtig, julle moet hierdie ding tyd vir Gerry. Julle hoor, dis hoe hy ons distract. Goed. Kom ons gaan kyk bietjie. Die Here Jesus is die beste. He's the perfect theology. So kom ons kyk wat het die Here Jesus gedoen. Okay? Hoe het hy gehanteer met die bose geeste? En julle sal sien, die patroon is healing, deliverance. Healing, deliverance. Heeltyd. And he knew, this is the flesh, I talk to the flesh. This is the enemy, I have to cast him out. You can only crucify the flesh, you can't cast it out. And you can't crucify the enemy. You can only cast him out. Okay, so, onderskeiding is nodig. Saam met die Here. Ja, maar dit is die groot heiliges. Nee, wie van julle het DStv decodes? Meeste van julle, okay. Wie van julle kroek met DStv en daai ander ding is? Wat is daai dingetjie wat so goed koop wat almal, waar is hy? Verkoop dit by Spar. Wat is daai ding se naam? Kom Christo, jy weet waarvan ek praat. Nou daai decoder vat syne. In die ou dae toe Mnet begin het. Toe het ons nou so 'n lekker ou cheap Mnet dingetjie, ons het Mnet gehad, ons kon net daai eerste uur, daai al so uur 5 en 6 kon jy iets gekyk het. Dan is dit so mooi en iewes skielik, dan weet jy nie is dit sokker of tennis. Nou hoor jy kan 'n tinfoil aan mekaar vat en ek weet nie wat doen nie, dit werk ook nie. Maar jy weet, wie het ons? We've got the Holy Spirit. The Holy Spirit comes and he takes the signal outside in the spiritual realms. So when we are busy counseling or we're busy with God's stuff, he comes and he actually uses those signals and the Holy Spirit decodes it. Dis hoekom dit so goed is om in tale te praat. Want dit is daai Mnet syne wat so lyk, want dit is hoekom jy dit nie verstaan nie. Dis hoekom party mense nie wil praat nie, want ek verstaan dit nie, dis presies dit. Jy kan dit nie verstaan nie. Want dis hemelse taal. Hoekom? Want jou gebedjie is te selfsugtig. Jakobus sê dit, hy sê julle kry nie want julle vra nie. En as julle vra, bid julle selfsugtig. That's why it's so good to speak in tongues. Why? It's God's Father's will to come down perfect. Without any flesh, without any selfsug. Wat is selfsug? Selfsug? Hy ding. Het julle my? Ek sê vir jou mense, na hierdie maand gaan ons so pure wees, dan gaan dit heilloos wees. En dan gaan een van julle hierso sê, ek is nie heilig nie. Wie van julle is heilig is hierso? Kom, ek soek nie die klerkies nie. Wie van julle is wedergebore kinders van God? Mense, julle is te lui. Kom op, lekker, kom op, ons is mos kom ops, daar is hy. Hy is 'n heilige. Die ding is net, jy weet dit net nie. Mense, dis minions, is die demone. Jou, pastoor, gaan jy volgende naweek doen? Die unfairs. Okay, ek gaan dan pastoor gaan volgende naweek vir julle mooi ding sê. Goed, kom ons kyk, baie belangrik, outcast of demons didn't happen in the Old Testament. Meeste van die wonderwerke, wat ek en jy vandag sien, en wat in die Bybel was in die Ou Testament, but the outcast of demons didn't happen. Okay, hier kom ons gaan aan. Markus 1:23. Just then, a man in their synagogue who possessed by an impure spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth?" Anderswoorde, Jesus kom uit aan, en hy begin hom klaar, die spirit praat klaar met Jesus. Dis hoe ek en jy moet weet. Ons gees moet so sterk en groot wees. Hy soek nie 'n rosientjie gees nie. Anders dan gaan die vyand vir ons sê, Jesus ken ek, Paulus ken ek, maar julle ouens ken ek nie. Okay. Pastoor Tolly het 'n bietjie gepraat oor braaf en die vyand moet bang vir ons wees. En hoe gaan hy bang vir ons wees? The moment you know you are, the moment you know your enemy, and the one is inside of you, and that authority, the clothes of the army, the geregtigheid, maak jou legal citizen van hy weermag. Klaar, die bloed van Jesus is 'n unfair weapon against the enemy. Sorry, dis jammer. Hy fight unfair, maar ons het unfair authority. Okay, hier gaan ons. Hy sê, have you come to destroy us?
Let op daai us en I know who you are. Dis 'n persoon. 'n Demoon is 'n persoon. Dis 'n spirit. Ek en jy is ook spirit, jy het dit geweet. Die dag toe jy nog ongebore was, wedergebore, was jou liggaam en jou siel in charge. You were soul with a body and you had this dead spirit. The moment you were born again, you are spirit. With a soul that lives in the body. Verskil tussen hom en ek het 'n legal body op aarde. Die demoon het 'n onwettige op aarde. Hy mag nie hier wees nie. Die enigste wettige gees is ek en die Heilige Gees. My gees, julle gees, wat wedergebore is, met 'n liggaam. Dit is die legal authority to stay op aarde. 'n Mens met 'n liggaam en 'n gees. Okay, enigiets anderste is onwettig hierso. En hy moet uit. Maar as jy hom inlaat, dan het hy authority nodig om uit te kry. Goed, hier gaan ons. Be quiet, said Jesus sternly. Come out of him. The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. Dis die mooiste Engelse woord. Shriek. Dit klink so. Shriek, want dit is 'n hoë skree. Pitch. Nou netjie. Shriek, nie Shrek nie. Jy sien jy, Hollywood het nou weer daai ding gevat. The people were also amazed that they asked each other, what is this? A new teaching with authority. He even gives orders to the impure spirits and they obey him. News about him spread quickly. Mense, wil julle hê die Here se nuus moet versprei? Nou, bly by hierdie kom-opsvergadering. Kom ons gaan nog 'n voorbeeld. Markus 1:32. That evening after sunset, the people brought to Jesus all sick and demon-possessed. Verkeerde vertaling, maar ons hou hom daar. The whole town gathered at the door and Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not demons speak because they knew who he was. Almal vra altyd, hoekom het hy dit gedoen? Eerstens, timing. Hy wil nie hê die mense moet te vroeg dit weet nie, want sy tyd gaan kom. Hy wil hê die mense moet inkom as gevolg van hom. Nie as gevolg van sy werke nie. Geloof in hom, nie in sy tekens nie. Hy wil die ding stil hou, want die timing was nog nie reg nie. So he traveled throughout Galilee, preaching in synagogues and driving out demons. Hoor jy daai tendens? Healing, driving out. Healing, driving out. Okay. Kom ons gaan dan nog 'n voorbeeld toe. Lukas 13. And a woman was there who had been crippled. Hier is my baie hartseer. By a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up well. When Jesus saw, he called her forward and said, Woman, you are set free from your infirmity, spirit of infirmity. So daar het hy klaar uitgekast. Wat doen hy toe? Lê hande op. Then he put his hands on her and immediately she straightened up and praised God. Hoor wat sê die pastoor van die gemeente. Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue leader said to the people, there are 6 days of work, man. Come on. You can't heal this lady on a Sabbath, man. Do it in other days. Dit is my taal daai, né? Jesus sê vir hulle, you hypocrites. Doesn't each of you on Sabbath untie your ox or your donkey from the stall and lead it out to give water? Then should this woman, a daughter of Abraham, 'n gelowige in die Oud Testament, né? Whom Satan has kept bound for 18 years long, be set free from Sabbath day from what bound her. Die probleem met die kerk deesdae is, ons jaag die duiwels uit, ons jaag die mense uit die kerk uit. Maar ons het die versoeningsbediening gekry. Amen. Jy. Amen, Engeland, jy. Wel, Christo ook, ja. En dan lyk my Christo ook daar. Okay, almal van ons. Kom ons kyk net nog 2 voorbeelde. Jesus stuur uit die 12 en die 72. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority. Drive out the impure spirits and healed every disease and sickness. Go rather to the lost sheep of Israel. As you go, proclaim the message. The kingdom has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received,
freely you have gift. Ou Bill Johnson sê baie keer dan kom hierdie ma na hom toe of 'n kind en sê I don't know, I'm trying to know what God tells me, what I must do, what I must study, must I be a dentist, a mechanic, whatever. Dan sê hy, Bill, I don't know what the God's going to tell you that, but all he said, cleanse the lepers, heal the sick, raise the dead, while you are waiting to know what to do, drive out demons, freely receive, freely give. So as jou kind weer by jou kom, en hy vra vir jou, wat wil hy studeer? Kap daai een tannie. Kap daai ene. Net so. So while you, so lekker gap jaar vir die Here. Okay, want hulle kos jou geld daai gap wat hulle mis. Hey, ching ching. Goed. Laaste enetjie. The Lord appointed 72 others and sent them out 2 and 2 ahead of him to every town, place he was about to go. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. And there, God actually gave them the authority to go. The previous one as well. He gave them the authority to say, heal the sick, raise the dead, cleanse the guys, chase out the demons. Authority. What happened in Matthew 28 verse 18, 19? Wat het hy gesê? Hy het gesê, ek gaan, maar terwyl ek gaan, all authority has been given to me. So therefore, die vraag is, weer eens wat ek wil vra is, vat ons nie maar die Here net vir 'n fire insurance nie. Ten minste gaan ons hemel toe. Onthou die Here kyk na die hart en dit is hoekom hierdie bevrydingsweek so belangrik is, 'n week. Vader is meer belangrik geïnteresseerd in jou hart as jou comfort. Hy's meer hy worry oor jou hart as jou bevryding. Hy wil weet hoekom wil jy bevry word? Weereens soos ek nou gesê het, hoekom wil jy gesond word? Is dit om 'n beter lig te skyn vir hom aan buitekant of om net weer terug te gaan die ou lewe? Okay, ek bestraf daai gees van koek wat van suiker wat hierdie mense pastoor, ek het 'n onderskeiding beleef uit hierso. Ja. Mense stem saam by suiker is sleg. Sê, suiker is sleg. Sleg. Dali, hou die mense hier, ek gaan. Hoe het hulle altyd vir ons gesê, as jy opstel skryf, jy begin, middel, eindig weer met die begin. Matteus 16 vers 15. Go into the world. Dit is nou die ander kant. Matthew het gesê, all powers has been given to you. Go now, make disciples, baptize them in my name, teach them everything. Hier is Markus se storie. Go into the world and preach the gospel to all creation. Hoor nou mooi. Whoever believes and is baptized will be saved. Mense, ek wil dit graag net nie omdat ek disipelskap môre aand aanbied nie. Baptized in water is a very strong voorwaarde, wat is dit Engels? Condition for deliverance. Baie, sny af met die ou wêreld, wys die geestelike riem, jy's klaar, dis hoekom jy sukkel. Sny af, bevryding gaan dan kom. Ek is jammer, ek moet dit sê. Don't kill the messenger. That's it. Jy moet klaar wees met die Egipte, wys dit. Hoekom doen jy dit nie? Jy's trots. Hoekom doen jy dit jou bad? Jy's trots. Kom doen dit hier, waar ons almal kan sien, net handjie opsteek en nie met die Here aan nie. Nee, jy is in die koninkryk van God. Anders staan jy nog met een voet in die wêreld, een voet hierdie kant, en you are feeding the one you want to be freed of. Wys met die doop, jy's uit. Klaar, dis hoe dit werk. My telefoonnommer is 082-77-37360. Bel my as jy wil gedoop word. Doen dit. Pastoor Dawie is hier, almal is hier. Moenie uitstel nie. Doen dit. Okay. Whoever believes and is baptized
Hoekom sê die Here daar? Sê hy net om die sinnetjie vol te maak? Nee, dis belangrik. Will be saved. Nou gaan jy vir my sê, in ander woorde, my oupa en grootjie wat nou nie gebaptiseer is nie, is in die hel. Saved from what? What does the baptism save you of? As ek in 'n kroeg instap en daar's 'n mooi tannie wat vir my kyk, wat red my? My trouring. Hoekom? Hierdie trouring herinner my aan wie behoort ek. Baptism in water does the same. As 'n eina? Okay. So, baptism in water makes you a better life on earth because now you are free. Jou oupa is in die hemel, maar sy pad op aarde kon deur 'n bietjie moeilikheid gegaan. Ek praat nie van moeilikheid wat almal vir ons kry nie. Ek praat van gesny, klaargemaak. Ek noem dit altyd so, jammer ek praat oor baptism. Die wedergeboorte bestaan uit 4 goeters. Jou gees word gewederbaar, jy sny die naaldstring af met baptism en jy ontvang die Heilige Gees. Jy het al die silinders van jou kar nou reg. As jy net wedergebore is in 'n inname en jy het nie die ander ontvang nie, het jy 'n kar wat op 2 pistons hardloop. Okay, maar belangrik. Raak gedoop. Kom ons vat saam. Ons het 'n welgestruktureerde, georgestreerde vyand. Weet dit, hy het planne. Hy is goed georganiseer, dit het die kom-ops agter. Hy wil verslind, hy wil verblind, hy wil bind en hy wil steel. Ek het nie geweet ek is 'n digter nie. Maar ons hulp en oorwinning met kundigheid en autoriteit is 'n belydenis en 'n verklaring ver. You've got the authority, just know it. And just use it. And you're not going to be able to use it if you don't practice it. En mense, daai eerste keer gaan hy miskien nie werk nie, die tweede keer, derde keer ook nie. Asseblief, ek kon my R1 ook nie lekker skiet die keer nie. Ek het tot nou die dag die inspuiting verkeerd om die ampulle verkeerd om gehad. Op pastoor Dawie. Ek druk, maar niks kom uit nie. Pastoor Dawie, hy het my stoel seer gemaak. Daar's so speling op my handvatsels. Maar toe besef ek, deur onderskeiding, hy's verkeerd om. Dis seker vir pastoor Dawie. Ons hulp en oorwinning is net 'n belydenis ver, autoriteit. Ons veg nie na oorwinning teen, ons veg vanuit 'n oorwinning. Okay, vanuit die oorwinning. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, ons prys en loof U naam, Here. Ons eer U, Here. U woord is waar, U woord is kragtig, U woord is by magte om te red, te genees en te bevry. Dankie Vader. Dis ons werk daai om U woord besig mee te wees. U werk is reeds gedoen. U seun het reeds die vyand se wapens weggevat. So Vader, my gebed is in hierdie tyd dat ons by 'n plek sal kom waar hierdie dinge ons regtig sal opbeer om U autoriteit verder uit te dra. U werk hier op aarde te doen, die werk van versoening, om mense by U te kry en ons 'n beter mens te kry saam met U, Here. Dankie Vader. Dankie dat ons aanmeld, nie as audience nie, maar as 'n army, om U werk te kom doen, Here. En terwyl ons oë gesluit is dan, every eye closed, I'm going to do a prayer, and we're going to do it in Afrikaans. Let's say we'll do it in English. It's a prayer to invite Jesus as your Savior, because you heard today that there's a kingdom of light, kingdom of darkness. And we're going to pray now so that we can invite the Holy Spirit in our lives, which is the Spirit of Jesus, to come in and rebirth our spirit. So here's the prayer. Pray after. You'll hear people will pray with you. Dear Heavenly Father, thank you for your love that you set out to the world, that you sent your Son, Jesus Christ,
to the world. So whoever believes in him won't perish, but will have eternal life. And your word says that whoever confess his name and make him Lord of his life, and he knows that his sins are forgiven, they will be saved. Thank you, Jesus, that I'm saved now, because I invite you as my personal Savior and my personal Lord in my life. And if I die today, I will be with you in heaven. As daar enige iemand, if there's anyone now that said this prayer for the first time, believed it, took it, is there anyone that did it today for the first time? Daar enige iemand wat vandag die Here aangeneem het vir die eerste keer, steek jou hand op vir my. Enige iemand. Vader, dankie vir hierdie army, wat gesê het eintlik nou deur hierdie nie hand opsteek. Ons is deel van die army. Dankie Vader, dat u elkeen van ons oprig. Vader, in ons drome, in ons slaap, deur die Gees, net soos u kan, Here. U ken ons elkeen uniek. U ken elkeen van ons vrese, elkeen van ons tekortkominge. Vader, ek bid nou in die naam van die Here Jesus dat elkeen van ons nou bemagtig, bekragtig sal word, dat u daai krakies wat nog nie lekker verstaan nie, sal kom toemaak met u autoriteit, met u die feit dat ons vrymoedigheid het, met vrymoedigheid om u kinders daar buitekant te kan wees, en u army te kan wees. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Net voor ek afsluit, ons gaan nie na tyd hê om te bid, enige iemand, siektes, enigiets, ons gaan doen wat die woord sê, so jy is baie welkom. As jy 'n suikerprobleem het, en jy wil dit, maar enige iemand is baie welkom, ok, nog iets daar? Kom ons ontvang die seën van die Here. Ontvang die seën van die Vader, die seën in die Heilige Gees, die Vader, die opperheerser van die koninkryk van die lig, ontvang dit vanoggend. Hy sê vir jou, gaan in vrede. Hy sê vir jou, ek bemagtig en bekragtig jou om kind daar buite te wees. Ek bemagtig jou om jou teikenarea te bereik, sodat hierdie dorp verander word, sodat die dorp sal uitstaan as die baken van lig in hierdie streek. In die naam van Jesus, gaan uit en maak disippels. Amen.